Vandag gaan ons vir Elise en Frank Lingervelder ontmoet. Hulle is pensionarisse en woon in Pretoria. Hulle is die afgelope 13 jaar al getroud. En hulle is nou met pensioen en dis nou veronderstel om die tyd te wees wanneer 'n mens begin rustiger raak en nie meer bekommer oor dinge nie, maar dit het nou nie so vir hulle uitgewerk nie. Elise het lank gesukkel, iets so 7 jaar met 'n probleem aan haar regterbeen en onlangs het sy haar been verloor. En finansiëel gaan dit nou nie goed met hulle nie. En Frank, om die inkomste, die pensioen wat nie veel is nie, aan te vul, werk as 'n karwag oor naweke en dan help hy haar in die week en sy gaan nog steeds voort. Haar dogter Elise wat vir ons geskryf het hier by Good Morning Angels, sê haar ma is die positiefste mens wat sy ken en sy laat haar deur niks onderkry nie. Nou ons het vir Elise op die lyn. Goeiemôre Elise. Goeiemôre. Hoorie, ek en daai praat net oor julle situasie. Dit is seker maar sleg as mense so agter jou rug sit en gesels oor jou oor jou lewe. Maar sê gou vir my, ons verneem dat jy weet jy moet nou maar alles doen daar uit jou reistool uit, nê? Jy moet nou maar kook en te kere gaan en dit alles in die reistool. Ja nee, en ek het nou al 'n paar keer geval ook en so aan, maar dit gaan alright. En as jy iewers moet wees, dan moet jy nou maar gaan in die reistool, nê? Jou man moet jou nou maar stoot. Ja nee, ons het nou al twee reistoele se tyres amper heeltemal klaar. Hoe ver is dit wat julle wat hy jou nou, want ons verstaan julle het nie 'n motor nie, so Frank vat die reistool af. Jy kom by die trappe af op 'n manier. Hoe kom jy by die trappe af? Ek trek 'n ouerige broek voor my klere aan. Dan seil ek die trappe af en as ek terugkom, dan klim ek met my arms op na die boonste. Ons bly op die tweede vloer en daar's geen huisbakke nie. En krikke? Ek het krikke, maar dit is te gevaarlik. Ek moet dit spring. O, magtig, ja. En my ander been is op besig om in te gee, so ek kan nie jy weet, regtig spring nie. Dis die 49 trappe. Ja, en soos ons verstaan, Frank werk as 'n karwag iewers. Ja, hy werk hier by Gesina. Hy werk by Gesina stad, ja. En dan as jy nou moet hospitaal toe of dokter toe of winkel toe of iewers heen gaan, dan stap jy maar. Hy stap en stoot vir jou in die rolstoel. Ja, die hele tyd. As ek sê, arme man, sy bene begin ook al ingee en van al die stotery. Jy weet Elise, dis altyd die vraag wat ek oor wonder by Good Morning Angels. Hoe staan 'n mens op in die oggend en jy's nog positief en jy's optimisties? Hoe doen 'n mens dit? Weet jy wat? Die Here is vir my goed en ek kyk net altyd boontoe en dit is hy wat my positief hou. En terwyl ek in die hospitaal was, het ek ook vir almal gesê hulle moet smile, want my kamer is die smiley kamer. En ek het almal in rehab laat smile. Ek is nou nog so, as ek in 'n winkel inkom en jy het 'n gestuur gesig, dan sê ek, ag smile, die lewe is goed. Kyk wat het die Here gedoen, maar hy is goed vir my. Al is my been weg, is hy nog daar vir my. Nou op die lyn het ons vir Bertus van Niekerk en hy is van De Novo Business Services. Bertus, jy het gesê jy wil graag vir Elise en Frank help. Hoe gaan julle dit doen? Ek en my vernoot hom en het besluit dat ons vir Elise hulle 'n splintkarretjie wil borg. Wow. Here, baie dankie. Wag Bertus. Bertus, dis nou heeltemal wag nou. Jy moet dit nou weer sê. Ons dink nie ons het jou gehoor nie. Jy gaan te vinnig. Ons wil baie graag vir hulle 'n splinternuwe karretjie borg. En die karretjie sal wel hulle eiendom word. En dit sal op hulle name geregistreer wees. En ons hoop regtig dat ons hulle lewe bietjie makliker kan maak. Elise. Waar's jy? Ai, baie dankie Bertus. Die Here sal vir jou goed seën. Ek weet nie hoe om vir jou dankie te sê nie. En dit is jare van loop. Baie dankie Jesus. En dankie vir jou. Jy sal groot seëninge kry. Ek is so dankbaar vir die Here. Ek weet nie hoe om dankie te sê nie. En my geloof het my gehelp en ek het gebid en die Here het vir my gegee en ek sê net dankie. En baie dankie aan Bertus. Hulle is regtig angels. Dit is wonderlik. Ek het nie geweet daar bestaan nog sulke mense nie. Want deesdae kry mense dit glad nie meer dat mense bereid is om iemand anders so te help nie. So dit is regtig wonderlik en mag die Here hom baie seën in alles wat hy doen.
SMS Vat my hand na 42539 om R30 by te dra. Donasies is eenmalig. Besoek ook die Vat my hand webtuiste vir meer inligting en volg ons op Facebook.